Môre sê woensdagoggend kuiertyd. Ek het verlede week episode van 'n misdaadreeks gekyk. Soms is dit sommer net vir my lekker en dit laat my bietjie ontspan. Alhoewel ek weet dit is fiksie en dit is nie op ware feite gegrond nie, is dit vir my lekker om die les wat ook daarin vervat is, om dit te hoor. Die spesifieke episode gaan oor 'n dubbele moord en aan die einde ontvou dit dat die ouers se seun uit sy eie ouers laat vermoor. Die rede was, vanuit sy leefwêreld belewenis, het hulle hom nooit raak gesien nie. Nooit het hy ervaar dat hulle vir hom lief is soos hy is en aanvaar soos hy is nie. Dit het my gedagtes laat gaan, want om raak gesien te word is seker een van die mees basiese menslike behoeftes wat daar is. Ons almal wil daardie ervaring hê, my menswees word gerespekteer en ja, ek word aanvaar in die kring waar ek is, en ja, dat ek kan ervaar ek het tog waarde hier waar ek is. As my gedagtes teruggaan na skooldae, dan onthou ek dat daar sekere dinge was wat 'n ou daardie ervaring gegee het, ek word nie raak gesien nie. Dinge soos, jy bly aan die verkeerde kant van die spoor. Fisies is jy dalk nou die ou wat die bakore het, of jy die rooi hare, of jy's lank en maar, of wat ook al, maar jou fisiese maak dat jy gediskwalifiseer word en nie raak gesien word nie. Dan ook die pauzespeletjies, waar die ry gevorm word en waar daar gekies word, my span, my span, my span. En daai 2-3 laaste ouens wat in die ry agtergebly het, daar was die ervaring, ek word nie raak gesien nie. Ons het die naweek die voorreg gehad dat Melissa Botma met ons vroueoggend onder andere dan Hagar hanteer het. Nou Hagar, Egiptiese slavin, het daardie ervaring gehad, waar sy was, die huis waarin sy was met Abraham en Sarah, dat sy nie raak gesien word nie. Op 'n stadium vlug sy net. En dan het sy 'n ontmoeting by die Here, by 'n fontein in die woestyn. Benewens die feit dat die Here vir haar sê, gaan terug, na waar jy nie wil wees nie. Jy gaan 'n seun hê en ek wil hê jy moet hom Ismael noem, en Ismael beteken, die Here het gehoor. Kom sy tot die konklusie, en dit wil ek graag met julle deel in vers 13. U is die God wat mense raak sien en vir hulle sorg. Vandag het ek God gesien wat my raak gesien het. En sy daardie fontein Lagai Roi genoem, wat ons weet beteken die God wat raak sien. En om dit te hoor vanoggend, is vir my en jou belangrik, dat dit ons vertrekpunt moet wees. Ek moet nie stil staan by, weet jy, ek word nie raak gesien in die verhouding wat ek is nie. Ek word nie raak gesien deur my familie nie. Ek word nie raak gesien deur my kollegas nie. Ek moet begin by wie my raak sien. En dan sê die Here vanoggend vir my en jou in Genesis 16 vers 13. Ek is die God wat jou raak sien en vir jou sorg. Ek en jy die voorreg om vanoggend te sê, ons het ook vanoggend 'n ontmoeting gehad met Lagai Roi, die Here wat my raak sien. En dis vir my genoeg. Dit maak dat ek as sy kind, wie hy raak sien, vir wie hy sorg, met vrymoedigheid kan gaan leef, daar waar ek nie raak gesien word nie. En kom ons aanvaar dat die Here wat hy gesê het, hier in vers 9, vir Hagar, gaan nou terug daar waar jy nie wil wees nie. Dat hy oggend op 'n manier ook vir my en jou kom sê, gaan dan terug daar waar jy nie raak gesien word nie. En weet, ek is die Here wat hoor, en ek sal daar met jou wees. Kom ek en jy vat daai stukkie troos vanoggend. Kom ons maak dit ons eie. Here, dankie dat U ons raak sien en vir ons sorg. Dat ons mag sê, ek dien 'n God wat my hoor.
En ja, Here, ons hoor ook vanoggend die moeilike opdrag. Gaan terug, jy is na daar waar jy nie raak gesien word nie. Maar Here, as ons daar kom, het ons U nodig. Ontmoet ons daar, wees met ons, en sorg vir ons ook daar, Here. In U naam. Amen. Uitdaging vir die week. Kom ek en jy gaan sit stil, met die Bybel oop, Genesis 16, en ons lees vers 13, en word stil rondom daardie vers. En dan vra ons vir onsself, in my lewe, waar is die plekke, die mense wat ek juis ontduik, omdat ek ervaring het, ek word nie raak gesien nie. En kom ons vra die Here, wil U ek moet teruggaan na daardie omgewing, daardie mens, daar funksioneer, as dit dan so is, wees met my daar, sien my daar raak, sorg vir my daar, en die belangrikste is, ek hou vas aan U belofte as U sê, ek hoor jou, as jy dit verwoord, maar dit is belangriker dat ek jou raak sien, as ander, wat jou nie raak sien. Ek groet jou, 'n wonderlike week.